Goeiemôre, en dis deel 2. Ons is weer terug. Dit is koud, vanmôre het ek my missie op. Jy het hom Alweer aan. Ek het hom in deel 1 nie aangehad nie. Het jy hom nie aangehad? Nee. Okay. Vanmôre is dit kouer as deel 1 se môre. Okay, so. Nou ja, goeiemôre. Wat het ons laasweek gepraat oor? Jessie. 'n week terug. Kan 'n mens onthou wat 'n week terug gebeur het? Waar het ons gepraat? Van binne en buite. Van die fariseërs van binne. Ons moet ons koppies was binne en buite. Ja, jy gaan skottelgoed was het ons laasweek. Jy moet jou maat se skottelgoed was. Nou ja, toe. Vandag gaan ons praat oor as ons nog ietsie het wat nie reg is nie. Nog ietsie het wat nie krap nie. Gaan wat nog binne wat ons weet 'n fout is. Wat gaan ons doen? Gaan die Here ons vergewe daarvoor? Gaan dit 'n groot verskil maak in ons lewe? Gaan dit ons van die Here af weghou? So. Gaan die Here op 'n stadium sy rug op ons draai en sê, ek vergewe jou nie meer nie, want jy wil nie hoor nie. Wie nie leer nie, kom nie deur nie, sê om Johan altyd vir ons. Nou ja. Moet ek alweer bid, my beurt. Dankie. Here, dankie vir die oggend, dankie vir elkeen wat vanmôre hier kyk en dankie vir elkeen wat ons bereik hier deur hierdie opnames, Here. Here, ons vra dat in elkeen se huis en hulle harte in sal gaan en uitreik na hulle en Vader ook dat wanneer hulle behoefte het om te praat, dat U vir hulle iemand oor hulle pad sal bring of laat hulle die courage gee of die moed sal gee om vir ons te kontak en met ons te gesels. Enige een van die onderwysers van die jeug. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ja, ons gaan vanoggend lees van Paulus se doring in sy vlees. My word. Gas. Wie van julle het al geloop en dan trap jy in 'n doring of 'n splinter in jou vinger wat jy die deur toe maak? En aan alles wat jy vat, daai splinter bly haak of 'n gebreekte naal wat bly haak of 'n doring in jou voet en as jy op 'n klippie trap, steek jy jou weer en weer en weer. Hy wil net nie uit nie. Hy wil nie uit nie. Jy kry die ding nie uit nie. Nou ja, ons lees uit 2 Korintiërs vanaf vers 6 af. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. Dit gaan oor die fariseërs, né? Ja, hulle het hulle hoor geskat. So ons gaan dit nie doen nie, want anders gaan dink mense van ons beter as wat ons eintlik is. So vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, in my 'n doring in die vlees gee, 'n engel van Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, omdat Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Absoluut. So, waaroor gaan vanoggend se ding? Paulus het hierdie iets gehad. Hy het op 'n stadium op 'n ander plek in die Bybel gesê, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So, selfs Paulus het gesukkel. Wat ook 'n geleerde was en wat Jesus ontmoet het en wat 'n ongelooflike encounter weet nie wat 'n encounter nie, ontmoeting met die Here gehad het. Ongelooflik. Blind geraak het, van sy perd afval het, God het Jesus uit die hemel uit hoor praat het. En Paulus was 'n wrede ou. Hy het Christene doodgemaak voor hy vir Jesus begin volg het. So daar's altyd ietsie wat agterbly. Daar's altyd iets wat 'n swakheid in jou is, want daai swakheid hou jou nederig, sodat jy nie kan dink, jy het nou ge-arrive nie. Ja. So ons het swakhede en ons vra baie keer vir die Here, vat dit weg, en dan kan ons nie verstaan, hoekom dit nie net weggaan nie. Hoekom kan ons nie 100% heilig word nie? Ons sla raak van hierdie sonde, dat ons dit uit ons lewe uit kan kry nie. En baie keer, wanneer ons hierdie ding doen, of daar's iets wat jy oor en oor doen, en jy kan nie van dit ontslaa raak nie, dan kom die duiwel en hy sê vir jou,
Hoeveel keer wil jy nog vir Jesus, hoeveel keer wil jy nog vir God om verskoning vra? God het klaar sy rug op jou gedraai. Hy is nie meer lief vir jou nie. Maar ons moet weet, dat ons kan nie ophou om vir God te vra en by hom te pleit en te sê, help ons met hierdie goed wat ons mee sukkel nie. Help ons om hierdie sonde uit ons lewe uit te kry. Ja, want maar ja, dit bly daar om ons nederig te hou. Ja. Dit bly daar sodat ons kan op ons knieë bly, sodat ons swak kan wees, want wanneer ek die mens swak is, kan die Here sterk wees. Maar Paulus sê ook, dat die feit dat, want hierso sê God toe vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. So, die genade wat ons gekry het, deur dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, dis vir ons genoeg. Dit is wat ons regverdig maak. Maar dit gee ons nie die ticket of die reg om aan te hou sonde, of meer sonde te doen. Of aan te hou met daai ding waarmee jy veg nie. Jy moet ten minste probeer. Nie probeer nie, jy moet teen dit werk, jy moet dit wil regmaak, jy moet dit stoei en beklei en fight om dit reg te maak in jou lewe. En as dit nie in die eerste 2, 3 of 4 keer regkom nie, is dit goed so. Maar ons moet teruggaan na God toe en bid en vra en hulp kry en hierdie ding in ons lewe uitsorteer. So wanneer daar ietsie by jou is en daar's ietsie waarmee jy wil deel, 'n groot mens wat jou seer gemaak het, 'n ander kind wat jou seer gemaak het, iets wat in jou lewe gebeur het wat nie lekker is nie, of al was dit net iemand wat jou met woorde seer gemaak het, maar daai wortel bly en dit laat jou nie jou menswaardigheid volmaak bring en voel jy is worthy vir God nie. As jy so iets het, kry iemand, bespreek dit met iemand. Kom praat maar maak met ons, seker, praat met die onderwysers, al die jeugonderwysers. Nie met jou chommas nie, want hulle gaan dalk vir jou die verkeerde feite gee. Kry iemand wat vir jou werklik vir jou gaan help en nie wat in die straat gaan loop met jou probleme. Ja, en wat nie gaan rondloop met jou probleme en dit verkondig op ander plekke en dit teen jou gebruik nie. So ongelukkig vandag met tegnologie is daar baie maklik goed wat op ons pad kom en dan raak ons dalk vasgevang daarin en ons weet nie hoe om daar uit te kom nie. Absoluut. So enige iets, dit kan enige iets wees wat vir jou 'n doring in jou vlees het. Dit sê nie jy gaan die eerste dag of die tweede dag arrive nie, maar jy gaan opbou en dit gaan jou nie meer afbreek nie, want jy gaan jou waardigheid kan begin verstaan. Ja, en jy gaan agterkom dat jy kan in verhouding met God bly terwyl jy hierdie goed doen. Iemand het eendag vir my gesê, en by 'n begrafnis het hy gesê, hy het nog nooit 'n heilige mens begrawe nie. Toe dink ek, Jessie, hoe werk dit? En toe besef ek, maar almal van ons het sonde en ons bly sondig. Ons gaan nooit ophou sondig nie, maak nie saak wie is jy nie, maak nie saak hoe jy probeer nie. Daar's niemand wat die wet wat Moses gekry het, wat hy van die berg af gebring het, kon volhou nie. Daar's niemand nie. Nee. So nie eers Moses kon dit, nie eers Moses kon dit. Net Jesus kon, want hy was volkome gees en volkome mens. Ja, en volkome God. Nou ja, toe. Wees lief vir Jesus en ons is lief vir julle en dis Mei maand, dis winter. En ons kry koud, dit sit op jou missie en ons hoop dit gaan nou al beter as die skool al begin, die skool al begin. Nee, ek is nog nie seker nie. Dis seker nog vakansie. Ek hoop is nog vakansie vir die arme kinders. Want hulle kan laat lê in die bed. Nou ja, toe. Is jou beurt om te bid aan Janie. Okay. Kom by julle, ons bid gou-gou. Here, dankie. Dankie dat ons vandag weer by U kan kom sit en dat ons net na U woord kan kom luister. Here, dankie dat U wil hoor wat ons foute is. Here, en dankie dat U weet ons maak foute. Al probeer ons, Here, al het ons lewe vir U gegee en al lewe ons net vir U en al wys ons dade en ons woorde dit, Here, maar dat U gaan kom en daai fout gaan regmaak en dat U dit gaan gebruik tot opbou van U koninkryk, Here. Dankie dat U dit vir ons beloof, dat U enige slegte ding wat met ons gebeur, gaan gebruik en regdraai, sodat dit vir U koninkryk kan werk. Ons loof en ons prys U daarvoor en sê dankie vir die geleentheid om elke dag saam met U te wees. Amen. Amen. Nou toe. Subscribe en share en deel dit met jou vriende en dit was 'n baie lekker jeugaand gewees die afgelope Vrydag aand wat verby is. Amper vergeet ek, nee? En onthou, ons het elke 4de Vrydag van die maand, het ons jeug aan. Kom join ons. En elke Sondag het ons jeug in die jeugklas. Kom jeugklas toe, dis lekker. Dis lekkerder as live. En as ons jy nie kan kom nie, dan ons sing dan kyk en ons kyk hoor 'n bietjie woord. Yes, amen. Bye. Bye.